Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Right, so ons het nou gepraat oor die geskiedenis, die spoed waarteen, ek sê die geskiedenis verander, en so lekker stukkie dokument beloer van tendense in digitale bemarking. So ek en Dewald gaan 'n bietjie daaroor gesels. 'n Paar goed wat ek wil sê wat ons weet. Ek dink 'n paar goed wat beklemtoon moet word. Maar ek dink die een ding wat vir my uitgestaan het, daar's twee goed wat uitgespring het, Dewald, en jy kan wegspring, maar die reels, die videoetjies, jou 1 minuut videoetjies, 10 sekondes, ek dink veral met YouTube wat ook met sy kort videoetjies, it's shorts. Ek het dit Afrikaans, dis kort videoetjies. Shorts is 'n broek, okay? Kort. Dis 'n broek. Maar jou shorts is definitief is ek wil sê dis 'n ding, en ons het selfs nou met ons hier met Klipkouer sekere goed wat ek selfs met TikTok agterkom, okay, ons moet uit die blok uit. Is nie sexy nie, maar die punt bly staan, wat is die strategie? Ja, ek dink daai is die belangrike ding, nee. Ons gaan 'n bietjie oor trends praat, maar as jy nog nie 'n digitale strategie in plek het nie, ek dink wat baie mense doen is soos die latest diet ook, en die fad diets. Dis belangrik om te weet wat die trends, maar as jy nie 'n strategie in plek het van die begin af en jy nog niks te doen nie, kan jy nie die trend doen nie. Verstaan jy? Ek wil dieselfde vat soos die dieet. As jy nie basiese gesondheid het nie, kan jy nie net gaan op hierdie nuwe Romeis dieet nie. Jy moet verstaan hoe dit pas in jou lewenstyl en wat jy wil bereik. Anders is daar nie, ek weet nie, daar's nie langtermyn voordele aan dit nie. Ja. En jy kan nie, ek sou sê, ek sê gereeld nie, maar selfs onlangs weer, as ons weer kyk na podcasts, waar ek sit in meetings en so aan, en dan, okay, ons wil 'n podcast doen, okay, great, well done, ek wil amper klaar vir ouens medaljes uitdeel, van die feit dat jy besef, jy het hierdie masjien nodig, maar dan, hoe meer vrae ek begin vra, nou kom ek agter, wie is die teikenmark? Nommer 1, soos met wie wil jy praat? Dan kom ek agter, daar is nie duidelikheid oor met wie jy wil praat nie. So dis uitdaging nommer 1, met wie wil jy praat? Dan is dit, wat wil jy vir hulle sê? En dan wat wil jy met hulle doen? En nou kom dit met daai strategie. En dan is, hoe pas hierdie strategie, die podcast, waar pas dit in, met jou Facebook, met jou LinkedIn, met jou Twitter, met jou YouTube en so aan. So nou lekker use case, ons gaan nou oor die eerste ding praat, en jy het 'n belangrike ding genoem, hoe pas hierdie ding in? Wat wil ek jy moet hulle doen? Daai call to action. Nou, ek sien toevallig maar net, soos mense nou deurgaan, ons eerste trend, hulle praat van micro-influencers. So dit beteken nie, jy moet altyd vir die A-listers gaan en die celebrities om iets saam te doen nie. Jy kry nou wat hulle noem 'n micro-influencer. 'n Micro-influencer is iemand wat so tussen 1000 en 10,000 mense het wat hulle volg. Wat nou belangrik is, en hier wil ek nou 'n use case inbring, so aan die Afrikaanse ding, het mens nou al, daar's 'n paar mense wat mense nou kyk, en ons ouens wat oor my feed kom, Malcolm, en dan nou sy vrou Kiki, wat nou op wat so was, en ek het 'n spesifieke voorbeeld, en sy is nou, ek dink sy is in sosiale media bemarking, en hier is die... Is Kiki, want ek het Kiki, ek dan nou op TikTok so bekyk, onder andere, snaaks genoeg. Ja, so ek meen, sy bou eie brand ook, maar ek het 'n spesifieke voorbeeld gesien, waar sy nou, as micro-influencer, aan 'n SME bemagtig. Okay, so hier so het afgespeel het, sy het nou met haar nuwe Porsche ingekom, en verduidelik, Januarie is nou 'n bietjie te lank, so sy gaan hom intryd vir 'n Polo. En net jy die 3 Afrikaner manne wat soos ons maar sukkel met die Engels, ons praat 'n bietjie mengels. Ja. En ek dink die strategie is om seker hulle karverkoopmaatskappy te bemark. Maar ek dink daar's iets, so ja, jy het nou die micro-influencer, so dit kry seker oë, maar daar's niks vir my gesê oor, as jy nou dink... Waar koop ek my Polo nie? Wel nie waar nie, net waar nie, maar hoekom
Verstaan, wat is dit wat hulle bring na die tafel toe? Kom moet ek by hulle my polo ja, koop? want sy het nou 'n Porsche ingeruil en nou jaag sy met die polo weg. Ja, maar hoekom moet ek, maar die idee is dat ek moet my polo by daai ouens gaan koop. En dit is wat nie duidelik gemaak word. Dit gaan nie so oor polo nie, dit is tweedehandse. Ek verstaan, so dis ja, hoekom moet jy hier jou jy moet vir mense sê, wat is dit wat jy anders beter doen? Wat is die, weet ons praat altyd oor, wat is die benefits? Yes. En jy moet dit uitlig, nie net, okay, ek het hande geskit met hierdie celebrity nie, ons het altyd oor gepraat oor jy kan sien wie is die bemarkingshoof, weet, as jy in die losies kyk en sulke goed. So ek gaan weer terug, oor ons het strategie, micro-influencers kan baie goed wees, as daai persoon align met jou brand, met wat jy wil bereik, en kom ons vat byvoorbeeld, as jy nie gesondheidsindustrie is, en daai persoon is iemand wat fiks is en oefen en heeltyd praat oor gesondheidsgoed, dan is dit 'n boost vir jou brand, want dit is 'n promovering. Nou om aan te sluit by hierdie trends wat nou interessant is, wat vir my baie interessante ding en 'n lekker ding is, as jy veral as jy 'n produk verkoop, as deel van hierdie platforms nou, kan jy ook, as deel van dan kan jy die produk koop direk. So sê nou maar ek bemark hierdie nuwe proteïenpoeier wat nou die veld, wat nou spiere bou of soets, en dit is alles line is authentic, dan werk dit lekker, dan kan jy sê, maar ja, ek wil daai hê. Maar nou, wat baie keer gebeur is, want ons is almal gebombardeer met informasie. Jy sê, ja, hierdie is cool, ek wil dit hê, maar ek moet nou gaan, jy stuur jou weg, ek moet gaan na daai website toe, ek moet daar eers inlog, ek moet 'n username kry. Dis alles moeilike pynpunte om oor te kom. Jy moet baie graag die ding wil hê om deur al daai hekkies te wil gaan. Waar dit nou maklik maak is, as deel van dit, kyk, ja, ek wil hierdie hê, daai is like cool takke, daai is lekker takke. Ek wil ook so 'n paar hê, is buy, wat is size, boom, so pad. Dit maak dit maklik vir die verbruiker. Daai is, en ek wil, dit is op sigself, praat daarvan van die, is dit social buying, nee, of wat is die naam wat hulle, dit is juis om die sosiale media, ons sien dit op Facebook, alhoewel ek dink hulle is nie van hulle, soos die marketplace, waar jy oorgaan, jy kyk op sosiale media, maar net daar en dan is die produk of diens koopbaar. Ja, die term is, hulle noem het livestream shopping. Livestream shopping. So terwyl ek, typiese voorbeeld, al die girls doen haar aan 'n make-up en nou 'n make-up doen. Nou kan jy as deel van hierdie routine sê, okay, ek ken nie make-up brands nie. Ek hoop nie so nie. Nee, ek gebruik hierdie plaskonf. My gesig mooi glad te laat lyk. By the way, jy kan sommer vir jou 'n botteltjie of 'n blikkie koop hierso. Ja, jy spray aan. So daai, ek wil terugkom na die influencers toe, en dit is dieselfde, ek dink wat daai is nou 'n voorbeeld van, ek dink dis waar die ouens baie ons die fout maak, is as jy die influencer engage, so dis so 'n authentic manier, die persoon gebruik. Nou kyk, wat ook kan nie gebeur is, daar's altyd pros en cons. Nou sal jy sien, en ek dink baie van ons, veral ons A-listers, ons sangeresse en so aan, as sy elke bliksems 'n week 'n nuwe produk unbox, dan is dit, nou is jy, dis nie authentic nie. Sy is gekoop, of ek het nou ons weet, daar seker 'n blonde sangeres wat baie gewild is, en dan, maar nou kry sy is oulik, dink ek, in terme van, maar as sy elke week 'n gift pack kry van 'n brand, dan sê, maar jy gebruik hom nie. So nommer 1, jy adverteer. Jy kan net so op TV gesit het. Dis nie 'n nano-influencer of influencer marketing nie. Dit is, ek wil sê, dis product placement. Dis is om 'n ad op die TV, om die produk, die vrugtesap in die kombuissien te sit. Dit is nie. Hierdie level is waar die huisvrou, of ek en jy, gebruik die produk regtig, egtig, en nou word jy genader deur die handelsmerk, en onthou, dit is wat besig is om te gebeur. As jy elke week 'n blerrie produk skielik adverteer, alhoewel jy dit authentically gebruik, dan begin die verbruiker dit self klaar, daar's 'n fatigue, wat hy sê, maar waar is die ek stel belang in jou organiese stories, ek stel nie die hele tyd belang in jou fabricated of /influencer stories nie. Maar ander woorde, wys vir my alledaags hoe jy te werk gaan, en by the way, hier is hierdie produk of diens wat jy authentically ook gebruik. So ek dink ter opsomming is dat die gevaar is met influencer marketing, is dat dit raak fabricated. Dit word aangeplak. Dit word aangeplak, en dit word net, is 'n goedkoper
ek wil sê ek het nog 'n nota gemaak, dis 'n TV-advertensie. Ons is nou actually net weer terug na 'n ander swak manier van adverteer, want soos Dewald nou met hierdie voorbeeld, daar's nie 'n duidelike call, daar's nie authenticity nie, daar's nie 'n duidelike call to action nie. Wat wil jy met die persoon doen? En al het jy 'n call to action, as jy nie authentic is nie, gaan jy net sê maar jy adverteer aan my. Maar hy adverteer, ek weet maar hy gebruik nie regtig daai haarspray nie, maar hy het nie hare nie. So jy weet, so dis nonsens hier. Ek gaan in elk geval nie koop nie. So ja, jy moet net versigtig wees daarvoor en ek dink nog steeds die bemarkers al buite, well done. Ek sê altyd, as jy influencers gebruik, verstaan jy iets wat 99% van jou is nie verstaan nie, maar ek dink eintlik verstaan jy ook nie hoekom jy dit doen nie. En jy gaan jou vingers verbrand in die proses. Ek dink in die bemarkingsboardroom baie keer oor dat dit nou die nuwe ding is. Dan sal een van die jonger mense sê, ons moet 'n celeb gebruik om vir ons hier of 'n social influencer gebruik en almal is soos, ja, dis 'n nuwe ding, ons moet dit ook doen. Maar daar's so min strategie betrokke, net soos wat op social media marketing vroeër baie keer was. Jy doen dit net heeltemal verkeerd en daar's nie 'n behoorlike strategie daar agter en almal spring nou maar net op die bandwagon. Maar ietsie wat ek net vinnig ook wil sê is, het julle daai advertensie gesien van Cardien van Jaarsveld wat daai een gesigproduk bemark het? Van al die ek praat van die peel. Ja, dis sê sy name peel and I had it in my face. En soos wat dit was live geweest, soos wat sy dit sê, toe sê sy, that didn't sound good. Dit is daai dis juist daai, sy is nou actually die blond wat ek nou verwys toe, maar omdat jy die heeltyd nuwe produkte, dit is nie, daai is nie my, daai is nie, okay, okay, so kom ons onderskei tussen 'n ambassador, 'n brand ambassador, en 'n influencer. 'n Influencer is daar in aksie, ek gebruik hierdie produk in elk geval. Hoef my nie te betaal nie, hoef nie vir my gratis voorraad te stuur nie. Daai is die magic. Jy moet hulle gaan soek. Brand ambassador is met sy waardes ten minste of haar waardes align met jou, word gekoop. Betaal jou om te sê, en ek dink dis wat ek besig is om, veral onder die Afrikaners in sosiale media hierdie te sien, is dat hulle verstaan nie die verskil tussen 'n brand ambassador en 'n influencer nie. So gaan nou, as iemand moet koop nou vir Karlien, vir hierdie brand, en soos ou Bobby met die Kalahari gesigroom en goeters, net so te loops, net na lockdown, ons is in lockdown, net so daarna, het is nog stil, ek weet nie, ek het moes nou maar rondgery en goed, dink ek sal deel met die polisie as wanneer ek daar kom. In die Kalahari. Ek was daar ook. En ek stap by hierdie, nou soek ek hierdie Kalahari room van Bobby. In die Kalahari. Nee, dit was 'n Pierre van Reineveld. Dit was in die woestyn. En nou is die girl kom maar so agter so 'n tronkhek. Nou maak ek gaan vra sy, kan sy help? Ek sê, ek wil soos Bobby van Jaarsveld lyk, sê ek vir haar. Maar dis, wat? Ek sê, julle Kalahari roep. Ja, sê, dan begin sy lag. Maar ja, anyway, so, maar daai is 'n brand ambassador. So dis 'n ou waar die values, hy's happy om jou geld te vat, maar hy gebruik dit. Nie oor 6 maande het hy, jy weet, Oliver vir men. vir hieser. So ja, so ek dink daai is belangrik om te onderskei tussen die twee. Maar dan is dit ook Suid-Afrika, kry 'n Springbok rugby speler of Jacques Kallis en laat hulle met hierdie goeters pose. Okay, I'll buy it. Nee. Kyk, daai is my ook interessant. Kom sluit daarby aan, kom praat aan measurability. So Jacques Kallis met sy bleskop, ek onthou snaaks, so ek onthou hy en ou oorlede Shane Warne, almal het hierdie, jy weet, in steede van net wat ek gedoen is, sny jy bliksem sy hare af en kry klaar, nou wil jy goedjies plak en te kere gaan en vashou aan die hare wat nie wil bly nie. Die meetbaarheidskomponent, so hulle praat nou van listening tools, nee, so listening, social listening, is nou weer, is goed wat ons met 'n podcast wat baie meetbaar is, so ons kan die download stats hê. Maar wat ons nou volgende moet na begin kyk is, wie het hierdie gehoor? Want veral as jy hom begin uitdruk, jy kan selfs waar ons al in die verlede radio reg, waar ons sekere podcast episodes aanbied vir die gemeenskapsradiostasies, wat ons met John Deere gedoen het.
En nou het jy luisteraars, maar nou wil jy weet hoeveel keer is daai actual brand genoem, gehoor. So dit kom terug na meetbaarheid. Met ander woorde, yes, nou het jy geld spandeer na ambassadeur. Kom ons gebruik die grootste kontroversie op die oomblik. Is actually so wonderlik van pas, is hierdie miljard rand wat hierdie minder slim mense by SA Tourism wat hulle nou die billion rand wat hulle gee vir Tottenham Hotspurs. Weet julle hiervan? Weet julle hiervan nie? Ons toerisme departement het nou net 'n miljard rand se sponsorship by Tottenham Hotspurs in Engeland. Hulle adverteer op 'n sokkerspan se trui. No way. Nou is die kontroversie natuurlik. Wel, ek moet sê dit is vir toerisme Suid-Afrika gaan in Europa in en Absoluut. Nee, jy's I can rationalize ek gaan nou in ons konteks nie 'n miljard rand uit Suid-Afrika uitpomp. Ja, maar daai is so daar's 2 punte hier. So daar's nommer 1 is, en ek stem saam wat hulle sê, hierdie is moenie met ons pottels praat nie, want hulle remit, hulle werk is om toerisme voet in Suid-Afrika te kry. Ek praat nie daarvan nie. Wat ek wel van praat, is die domste, ek wil dit weer sê, die domste vorm van bemarking. Hulle het nou die ekwivalent van die TV-advertensie gekoop vir brand awareness. En dan gaan ons kyk of die mense opdaag. Verstaan jy wat mens met 'n miljard rand kan doen in die buite? Ek sê nie, kom maak die pottels reg nie. Ek is nie daar nie, want soos ek sê, daai gesprekke, julle kon nie ligte, julle kon vir ons, jy weet, die mense gaan honger, ek verstaan dit, dit het niks daarmee te maak, ons moet spandeer 'n miljard, sodat ons 50 miljard kan genereer in vakansie. Daai is die domste vorm, en behalwe, en weet jy wat hulle gaan doen het? Dit is good old impressions. So ons het 'n miljard spandeer, maar weet jy wat? Ons gaan 10 miljard se blootstelling kry. En dis wat tradisionele bemarkingsagencies, ons het die kykers, ons het die luisteraars, ons het vir jou 10 miljard se media value geskep. Okay, hang on, hoeveel mense het geland uit die buiteland uit? And by the way, Niewes. Nie Sepp en Rita wat elke jaar van Duitsland af kom vakansie hou, in elk geval in Clifton nie. Is Hans en Fräulein, whatever, ek weet nie wat Duitse name nie. En ek sonder die Duitsers uit, want ek wil sê, hulle is sekerlik die beste of maklikste toeriste om hier te kry. Wie is die Niewes wat gearriveer het? Waar is jou meganisme om dit te meet? Waar is jou meganisme om te bepaal dat hierdie ou was kom 1 keer in 10 jaar, nou kom hy 1 keer in 5 jaar as gevolg van jou kampanje. Dit bestaan nie. Hierdie ape het gegaan en hulle sê, en hulle gaan nou daar wat ek altyd sê, die Kersfees bonus, well done, Willie Wally, jy het 1 miljard spandeer en jy het 10 miljard se media value gekry. En dis die joke van dit. En ek wil vir jou sê, dit is die ironie is, en daai gaan ook, die ouens gaan stelselmatig, omdat tegnologie ons in staat stel, al hoe meer, om baie akkurater, selfs met ons demografiese, hoe ons teiken. En ek dink dit is waar AI, wat ek baie opwindend vind met AI begin ons meer help om sin te maak van ons data. Hy maak sin van, nou het ons al die data van 'n podcast, maar wat beteken, dieselfde met Google, ek sien selfs nou met Excel, ek het nou die dag het ek op YouTube gesien, ek het het nou weer gesien, Excel het 'n analytic tool, analyze, jy druk 'n knop en analyseer hy die spreadsheet, dan sê hy vir jou wat hy sien. Dit is klaar daar so. So nou met daai analysering van data kan ek beter besluite neem. Maar in hierdie geval is daar nie eers blerrie data, behalwe impressions, likes en shares nie. En dis 'n joke. So hoe beter tegnologie is, en dis my punt, hoe beter tegnologie ons in staat stel, of nuwe tegnologie, om akkurater te meet, en meer sin van dit te maak, dink ek die goeie nuus is, ons gaan minder begin gesels oor media value versus 'n naam, 'n nommer, is hy geconvert, is daar geld in my bankrekening. Return on investment. Return on investment. So media value. So daai voorbeeld daar, Jock, ek dink waar die brand inkom, die PR gedeelte is wanneer jy moet, ek sê altyd trust by die persoon. So dit werk goed vir insurance ouens, vir banke, met groot brands, want dis nog iets wat jy doen, nee? So dit is nie die ding nie, waarop jy miljard spandeer nie. Daar is, boonbehalwe jy het eintlik, daar is die klein geld, want jy het ander call to action
ads wat hardloop, en daar is net om te sê, luister, ons is 'n groot brand, jy kan ons vertrou. Jy kan ons vertrou, ons is nie vandag hier môre weg nie, so sit maar jou geld hier, of ons gaan jou lewensdekking uitbetaal as die pop oor die fans, vertrou ons. So strategies dink ek nie vir 'n toerisme komponent, is dit jou ding is om mense te lok na Suid-Afrika toe, gaan daai dit vir jou doen nie. Want ek gaan nie sokker kyk en sien, weet wat ek wonder, wat staan op die ding? Hulle het seker die Suid-Afrikaanse landswapen daar. Dis die big, ek het nou nie in detail gekyk nie, maar dis so, ek dink kyk, dit is so simpel as dit. Ek dink daar's meer wat jy kan. Maar nou, verstaan, as jy nie klaar al hierdie ander goed het nie, soos byvoorbeeld, ons dink aan 'n Vodacom of 'n Standard Bank of 'n Absa, hulle doen klaar al hierdie ander goed dat jy bewus is van hulle, so dis net nog 'n addisionele brand awareness ding wat jy daar sien. Ek kan nou dink as ons landsvlag net op dit is dit. Ja, is hierdie nou Suid-Afrikaans, weet hulle gaan nie, dit gaan nie die ou kry om te sê, yes, ek wil gaan Suid-Afrika besoek nie. Ek dink dis die groot ding. Weer eens, as ek nou praat van daai, as ek 'n Absa bank sien, dan at least as iemand my bel van Absa, weet ek, okay, goed, ek kan hulle vertrou, dis nie die nuwe bank, dis nie WBS bank nie. So ek dink die punt daarvan is om te sê, gaan spandeer die geld vir waar dit sin maak. Absoluut. Maar weer eens, ek dink ons target audience is meer medium tipe organisasies, en ek hoop jy luister as die entrepreneur en die visionary en die CEO na hierdie, en sê, vat 'n paar punte en net sê, jy hoef nie bemarking te verstaan eintlik nie, maar as jy 'n bemarkingshoof het, of jy het 'n bemarkingsagentskap, gaan vra hulle net 'n paar vrae. Weet ek sê altyd, wees gevaarlik genoeg om in konteks van jou eie besigheid te verstaan, hoe pas bemarking in, en wat wil ek weet, deel van jou eie groot strategie. Ja, want soos ek, hierdie ding van die, jy sê ook van die CEOs en sponsor soccer team, goed, dis iemand die sê, die company sponsor wat die CEO like. So die CEO is 'n mountainbiker, hy het 'n mountainbike span. Hy like racing cars en hulle is elke jaar op Monaco. Ja, hy gaan en hy wil eintlik 'n foto saam met Flip en Max Verstappen neem, jy weet, en of hulle sponsor 'n tiener golfer, want sy seun is toevallig 'n tiener golfer, jy weet, so. Maar so ekskuus ek vir jou rede, maar inteendeel ek daag die klipkous daar buite uit om die teendeel te bewys. Ek sal voorspel, ek sal geld wet dat 80% van die tyd is daai bemarkingsbesluit daar's 'n persoonlike faktor ingebou, yes. nie 'n besigheids of 'n strategiese faktor. Ja, ek meen en soos Red Bull is nou natuurlik 'n ander kant van die saak waar die ou amper die company gebou het sodat hy 'n racing team kan sponsor en 'n amazing job gedoen het, maar ek dink wanneer hierdie goeie soos jy wat sê, wanneer dit in isolasie is, byvoorbeeld jy het nou die Tottenham Hotspurs en miljoene mense kyk daarna, en nou Google iemand, cool, tourism South Africa, dan soos, hoe lyk die website werk dit, is it actually soos it's conducive, en waarop anders kom ek af, crime rate, load shedding, klink nie baie positief as ek 'n trip na 'n ander kontinent toe beplan nie. En ek dink daai tipe goeders, jy weet, soos wat jy vang net hier en waarop anders kom mense af behalwe hierdie cheesy ad van jou. Ja, so ons gepraat van call to action. Hoe ek sê deel van ons hoe daai user journey. So as jy nou dink weer in travel, waar gaan die ouens eerste as jy dink in Suid-Afrika? Jy gaan Google toe. Jy gaan kyk eers wat sien jy, weet jy, daarna gaan jy dalk bookings.com of Travelstart of jy gebruik die app om die actual ding te doen, maar jy gaan doen jou research op Google. En hoe goeie job het hulle nog 'n miljard spandeer om Suid-Afrika in 'n goeie lig te stel, dat as jy iets van Suid-Afrika sien jy net tourism, kom hiernatoe, en is video's van leeu's en sulke, weet, wildlife is goeie dat ons, wat hulle aantrek, en vriendelike mense, weet, die Afrikanism, dit wat mense in Afrika toenooi, is dit wat jy promoveer. Ja, wel, hulle het 'n influencer Davos toegestuur om te sê, daar is nie meer load shedding nie, so ek dink, die president. Ja, maar nie gaan lieg nie. So daai, en ek dink, om af te sluit, die weer eens, as jy aan die miljard dink, ek dink ons het in die lig van wat ons vanmôre bespreek het, jy praat van ambassadeurs, influencers, ek dink ek weet nie of ons nog top
Ek wil sê as jy selfs uit 'n ambassadeursoogpunt, kom ons dink aan 'n Lucas Radebe, jy dink aan 'n Benny McCarthy, ouens wat histories, Quentin Fortune, is ouens wat groot name was op European League back in the day. En die Britse sokkerfans weet wie hierdie, hulle is legends. En hulle Suid-Afrikaanse legends. Dis amper, jy moet die vraag gaan vra, moet jy nie eerder 'n paar miljoen eenkant gesit het in hierdie ouens as ambassadeurs, dat hulle namens jou gaan breek in die buiteland, en by the way, die Engelsman weet presies wie hy is, en hy gaan vir hom lys. So daar is al 'n klaar voorbeeld van hoe jy 0.05 van die budget, en dan tweedens kom het terug, presies wat julle nou gesê het, en ons het dit, is hoe lyk die res van dit, hoe lyk dit, daar's 'n call to action, so assuming hierdie gemors, en het gaan nie, assuming nou raak almal klikkerig, nadat hulle die vlag gesien het op die spelers se truie. En dis mos wat mense doen. Nou gaan ons raak mos klikkerig as ons 'n vlag sien, nee. Assuming hulle raak klikkerig, is hoe lyk daai journey? Wat sien hulle? Wat Google hulle? Soos jy sê in terme van PR. So nee, hierdie ouens is nou maar net weer 'n bewys. Ouens, daar's nie pille vir domheid nie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.